Ek is Cynthia Oliver van Draaihuis International en vandag gaan ek vir julle wys hoe om julle knippers te diens en dan nou ook julle lemme te ruil en hulle skoon te maak en hulle veilig weer te berg. Ek gaan heel eers vir julle wys op jou Wool KM2 knipper hoe om jou nuwe lemme te vervang. So wanneer jy jou Wool KM2 knipper omdraai, sal jy sien dat hy aan die agterkant 'n knoppie het wat jy vorentoe kan druk. Wanneer jy hom vorentoe druk, gaan jy die lem agtertoe trek en dan skuif jy net bloot jou lem uit. Jy kan dan jou nuwe lem uit sy verpakking uithaal en dan kan jy jou nuwe lem in die slot inskuif. Wanneer jy jou lem vervang het, is jou knipper reg om dan weer voort te gaan en verder te kan skeer. Wanneer jy jou beeste skeer, is dit baie belangrik om van jou blade wash binne in 'n houertjie te sit. Dit kan of 'n ou botterbakkie wees of soos hierdie 'n ou blikkie wees wat ek gebruik. Jy gooi jou blade wash net binne in jou blikkie. Dit hoef nie baie te wees nie, dit kan net genoeg wees om jou lemme voldoende te kan toemaak. Jy gaan jou lem dan net binne in jou blade wash sit en hom vir 'n paar sekondes aansit en weer afsit en uithaal, net om van al die vuiligheid binne in jou lem ontslae te raak. Jy kan dan as jy dit klaar gedoen het, aanbeweeg om jou volgende dier dan nou te brandmerk. Wanneer jy jou laaste dier gebrandmerk het, moet jy jou knipper voldoende skoon maak. Wanneer jy jou knipper gaan skoonmaak, gaan jy hom optel. Jy gaan weer eens aan die agterkant jou knoppie vorentoe druk en jou lem uithaal. Nadat jy jou lem uitgehaal het, kan jy enige kwas vat en net hier aan die binnekant borsel om seker te maak daar's geen hare of geen vuiligheid wat daar sit nie. Daarna gaan jy 'n lappie vat wat ook met blade wash nat gemaak is en dan gaan jy net mooi jou knipper oralster afvee. Die blade wash bevat ook 'n beskermingsolielaagie wat gaan verseker dat jou knipper nie moet roes terwyl jy hom stoor nie. Jy kan dan jou lem net weer terug in jou knipper insit en dan is dit baie belangrik om al jou oliepunte van jou knipper te olie. So jy gaan jou knipper omdraai en dan gaan jy sien hier aan die agterkant het hy plek waar jy hom kan olie. Hy het ook daar 'n gaatjie waar hy ook geolie moet word. Soos julle sien, gooi ek nie verskriklik baie olie nie. Dit is net 'n bietjie om hom te kan stoor. Jy sit hom dan vir 'n paar sekondes aan, laat jou olie kan inhardloop. En daarna kan jy net die oortollige olie afvee en jou knipper dan veilig berg. Jou Wool KM10 knipper is baie dieselfde as jou KM2 knipper, so jy gaan hom presies dieselfde manier hanteer wanneer jy lemme moet verander of om hom skoon te maak met die blade wash of wanneer jy hom gaan olie. Daar is net 'n klein verskil en dit is waar jy jou lem uithaal, lyk sy knoppie bietjie anders, maar jy gaan steeds jou knoppie vorentoe druk, jou lem agtertoe trek en jou lem dan vorentoe uitskuif. Jy gaan steeds sien dat hy 'n plekkie in die lem, as ook 'n plekkie op die knipper het, waar jou lem net mooi moet inslot, so jy kan hom dan net weer mooi inskuif. Indien daardie plekkie dalk nie oplei nie, kan jy net die onderste gedeelte van die kam skuif, totdat hy oplei, en wanneer hy dan oplei, kan jy hom mooi toemaak. Hierdie is jou Lister batteryknipper en daar is 'n paar komponente op jou Lister knipper wat in gedagte gehou moet word wanneer jy hom sal diens of lemme moet ruil. Ek gaan eerstens begin deur vir julle te verduidelik hoe om die battery te vervang. Julle gaan sien teen die kant van die Lister Eclipse is daar 2 plekkies waar jy met jou vingers kan druk. Jy druk met jou duim en jou wysvinger daai 2 knoppies in en dan trek jy die battery uit. Die Lister Eclipse het dan 'n baie oulike charge station waar jy net jou ander battery kan uithaal en hierdie battery word net doeteenvoudig maklik ingesit en ingedruk en dan gaan hy gelos word om vir 12 ure te charge. Hy sal na 12 ure vol wees. Jy kan dan wanneer jou battery klaar is, hom uithaal en daardie knoppie druk om te sien hoe vol jou battery is. Hy sal dan vir jou wys dat hy heeltemal vol is en jou liggies gaan outomaties self weer afgaan. Jy kan dan net weer jou battery terug inslot op sy regte plek en hom net weer indruk en dan is jou knipper weer reg om gebruik te word.
Wanneer jy jou listerknipper gebruik het om jou eerste dier te skeer, moet jy tussen diere met blytwash jou lemme skoonmaak om van enige oortollige sanddeeltjies en gemors ontslae te raak. So jy gaan net jou masjien binne in jou blytwash sit en vir 'n paar sekondes aansit en jou masjien weer uithaal en daarna kan jy dadelik weer jou beeste verder skeer. Wanneer jy jou listerknipper se lemme moet verander, gaan jy hierdie knop draai. Dis baie belangrik om jou vinger aan die agterkant van jou lem te hou terwyl jy jou knop losdraai. Die knop word antikloksgewys gedraai tot en met hy heeltemal los is. Jy gaan dan jou knoppie en 'n spring hê en hierdie boutjie gaan jy dan net agtertoe druk en uithaal. Wanneer jy daardie boutjie uitgehaal het, gaan jou lem en jou kam heeltemal los wees en hulle word dan net uitgeskuif uit hulle posisies uit. Jy gaan dan jou nuwe lem en jou nuwe kam vat. Jy gaan eers jou kam insleutel en daarna gaan jy die lem agterna insit. Jy gaan dan jou boutjie van agteraf deurdruk vorentoe, hom met jou vinger vashou. Jy gaan eers jou spring insit en dan gaan jy jou skroef weer opdraai. Dit is baie belangrik wanneer jy jou skroef opdraai, veral met die batteryknippers, dat jy hom nie te styf sal draai nie, sodat jou lemme nog redelik los is en lekker kan hardloop, anders gaan jou battery baie vinnig pap word. Jy kan dan dadelik weer jou masjien aansit en verder met jou masjien werk. Wanneer jy klaar jou diere geskeer het, gaan jy dan 'n lekker langhaar kwassie vat en jy gaan oralster met die kwassie jou knipper mooi skoon borsel. Wanneer jou knipper mooi oral skoon geborsel is, gaan jy net die punte van jou knipper olie. Daar is slegs 3 punte wat geolie word. Al 3 word 'n klein bietjie geolie. En dan word jou knipper vir 'n paar sekondes aangesit vir die olie om deur te loop. Wanneer jou olie mooi deurgeloop het, kan jy net jou oortollige olie afvee en dan kan jy jou knipper weer veilig verder stoor.